Baie dankie, Leraar Nico. Ek dink ek het gemoe want ek is nie bang vir die boer nie. Baie welkom aan elkeen van julle. Ek vanaand het ek die draak versus die reinvrou. Nou dis nie my idee dat dit die titel moet hê nie. Dit kom so uit die skrif uit. En dit kom uit Openbaring 12. So as julle julle Bybel sou hier gehad het, dan kon julle gerus daar oopmaak. Ons gaan baie verse. Inteendeel, ons gaan die hele Openbaring 12 lees vanaand. Maar nie heeltyd maar net so nie. Ons gaan deur hom werk en hom verklaar vanaand. Of ten minste die Bybel gaan hom verklaar vanaand. En maar daar was vir my gevra of ek gisteraand se lesing 'n sekere skyfie kan verduidelik. Toe dink ek by myself, man, kom ek vat sommer 4 skyfies van elke aand 1 skyfie of so, en ons kyk net gou terug, net vir so 'n oomblik. Die eerste aand het ons gesien, daar is 'n mag, dis die magte, onthou ons die reeks is natuurlik die finale magte van die wêreld. En die eerste mag wat ons gesien het, is 'n mag wat jy nie kan sien nie, en dis 'n mag wat jy nie eens weet met jou te doen het nie, as ek dit so kan stel, want dis misleiding. Ons het gesien toe Jesus op die Olyfberg gaan sit, en die eerste vraag wat hulle hom vra, apart, die disippels het hom apart gevat, toe vra hulle vir hom, hoe sal die einde wees? Die volëinding van die wêreld en u wederkoms. Hoe sal dit wees? En sy eerste woorde was, pas op, dat niemand jou mislei nie. So ons het agtergekom, ons het baie tekste die aand deurgewerk, en ons het agtergekom dat die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy, waar, buite die kerk? In die karousel, toe sê iemand vir my, ja, leraar, die karousel is toe. So, kom ons doen met Los City, ek weet nie. Maar goed, sal hy daar werk of gaan hy in die kerk werk? Ek sê nie hy werk nie daar nie. Ek sê waar werk hy? By die dobbelhuis of? En toe sien ons maar, wat staan daar? Sodat hy in die tempel van God, as God sal sit en voorgee dat hy God is. Ja, so die misleiding het ons gesien, is nie net buitekant nie, buite die Christelike beweging nie, buite protestantisme nie, dis ook binne, wat skokkend was. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan, met allerhande kragtige, daar klop hy nou mooi, met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. So ons het ook gesien, dat elke wonderwerk, kom nie noodwendig van wie af nie. Kan die duiwel wonderwerke doen? Ons het gesien natuurlik met die 10 plaae in die Bybel het daai towenaars die eerste 3 ook gedoen. Hulle kon die eerste 3 ook doen. Inteendeel die Bybel sê verder dat die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. So as iemand wonderwerke doen, kan dit van God wees, maar hy waarsku ons. Dit kan nie 'n teken wees, dis van God nie. En dan het ons ook daai aand, die laaste een wat ek uit wil lig, gewys dat geliefdes glo nie elke gees nie. So al sal 'n engel van die lig na jou toe kom. Hy lyk soos die lig. Kan julle die verskil tussen 'n demoniese engel en 'n regte engel, sal julle die verskil weet? Okay, as hy nou hier aankom met sulke rooi horingkies en rooi tande en hy blaas vuur uit, dan weet jy nie, jy hardloop nou maar of jy bid net daar. Nee, want net Jesus kan jou beskerm, heeltemal, hy kan lyk soos hy wil. Maar as hy aankom na jou toe, en hy lyk so, want daar ander vers sê hy verander hom in 'n engel van die lig, die duiwel homself. En hy kom so na jou toe. Dis wat ons daardie gelees het. Hoe moet ons hom glo? Jy kan, dalk is dit van God af. Maar wat moet ons doen? Ons moet dit beproef teenoor wat? Proef. Maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Die ander vers sê vir ons dat hy kom so om jou te beproef volgens die leringe wat God ons gegee het. En dis hierdie Bybel
in die Bybel alleen. En toe het ons die volgende aand gesien, dat God voorspel het. So kan ons vertrou vir waarheid teenoor valsheid? Ja. Kan ons vertrou dat hy die toekoms ken? Is hy die enigste God? Ons het gesien, is net Christendom. Inteendeel is net protestantisme, wat hierdie Bybel alleen glo. En hierdie Bybel sê wat? Dat hy die toekoms vir ons presies voorspel het. Onthou jy, Nebukadneser, hier is die hoof van goud, toe sit die Mede en Perse, toe sit die Grieke, toe sit Rome, toe sit verdeelde Rome, en laaste is dit die klip, wat die voete gaan tref, en alles gaan verbrysel boontoe, en die aarde gaan vul, en God gaan vir ewig heers op hierdie aarde. Kan ons wag daarvoor? Ons het nie keuse nie, ons moet wag. Ons wens dit is gou. En toe gisterand, toe kom mense na my toe en sê, ek wil net hierdie skyfie verduidelik. Ek is so bly vang julle nou waar julle 'n bietjie varser is, né? Want ek het hierdie op die einde van die aand gedoen, dit is almal so 'n bietjie, maar ek weet die wiskundiges het dadelik vir my gesê, maar hoe werk hierdie storie? Hoe werk dit nou? Hoe werk dit nou? Kom ons verduidelik gou weer. 457 was daai dekreet gewees. En toe sien ons dat daar is 456 jaar tot by die jaar -1. Daar is nie 'n 0 jaar nie. Daar was nie 'n 0 jaar nie. So met ander woorde, as jy 27 na Christus wil kry, dan was dit 26 jaar in vanaf die vorige jaar, want dan was nie 0 nie. Ek weet nie hoe met hulle het later besluit, luister hier, dis nou daar moet 1 begin. En hulle het nooit 'n jaar 0 gehad op daai stadium. Hoekom? Ek weet nie. Ek weet nie hoekom met hulle, ek weet nie waar hier 0 heen is nie. Ek weet nie of hulle nie aan 0 gedink het op daai stadium nie. Ek weet nie hoe werk die wiskunde van toe af nie, maar dis waarmee ons sit. En ek weet nie of julle ewe skielik 2026 na 20 of van 25 na 27 wil spring om dit nou uit te sorteer nie. Maar dis wat ons het. En dis hoekom ons dan nou kom by dis 26 en 'n 3/4 jaar vanaf daai kant en tot by die begin van 27 is dit eintlik 26 jaar in. So as jy nou die sommetjie maak van 400, wat was dit? 434 jaar, as ek reg onthou. Dan kom jy agter nee, dit was meer. 483 jaar. Dan kom jy deur en jy land hierso. Ag nou is julle seker meer confused. Ek moes meer gehad het. Maar goed, die lank en die kort, dis hoekom daar 26 jaar staan, want daar is nie 'n jaar 0 nie. En dan kom jy presies by 27 na Christus uit. En en dis toe Jesus gedoop was. Maak dit nou 'n bietjie meer sin, tog? Ek wou net sê daar's nie 'n 0 nie. Dis hoekom daar 26 staan. Ja. Met ander woorde, daar is vanaf 0, daar is nie 'n 0 nie. So van -1 het jy na 1 toe gespring. So daai 2 eerste jaar. So daai jaar toe het -1, toe ons by 0 moet uitkom, daai Januarie die eerste is eintlik Nisan die eerste is hier in Maart maand rond. Einde Maart, begin April, dis wanneer die maand vanaf donker maan na 'n sekelmaandjie maak. Nee, dis 2 weke vroeër. Dis wanneer hy volmaan is, né? Ja, dan as hy volmaan word, dan begin die nuwe jaar en dis die einde Maart begin April, dan begin hy. Dan is dit 2 weke later, dan is dit Pasga. En dis wanneer die donker maan 'n sekelmaandjie word. En dan weet jy, dis nou Pasga. Goed. Hulle het 360 gehad. Nee. Ja. Yes. En hulle het dan profetiese jare hardloop altyd op 360. Dis hoe hulle dit daai tyd gehad het. In die moderne tyd het hulle nou waar hulle 'n ding het van hulle elke nee, is langer, so 'n langer tydperk is daar 'n paar dae wat hulle ekstra bylas of. Okay, maar goed. Die lank en die kort is dis 360. Ja. Goed, maar hierdie was in elk geval dae en weke. Dit het nie jare ingehaat nie. Ons gaan maandag aan doen ons 'n profesie wat jare in het, maande in het en dae. En daar sal julle presies sien die jare, die maande en die dae
Dit 7 keer word daai profesie herhaal. Een keer word hy gesê 360, 3,5 jaar, paar keer, ander keer is dit 42 maande, ander kere word dit gesê 1260 dae. En as jy dit nou elke keer sien, dan is dit presies dieselfde tydperk, maar op 'n 360 jaar kalender, wat hulle in die ou tyd, antieke tyd gehad het. Dis eers in die Romeinse tyd wat ons verander het. Goed. Hier het ons dit nou. Ek het dit ingesit. Hierso het ons 457, dis 483. Dankie Leon Nico. Hardloop ons dan 457 tot 27 na Christus. So dis 457 plus 26. Dan kom jy nou actually daar uit. Ek bedoel 483 plus. Ek maak julle dit mekaar. Ek gaan ophou. Okay, lank en kort is dit is dis die 483 jaar en daar is die 490 jaar. En daar moet jy net hierso 'n enetjie aftrek om sodat dit sin maak tussen die twee. Want ja, 83 minus 7 is 6, dan kom dit by 26 hier, maar dis eintlik 27. Ek maak julle nou heeltemal de mekaar. Maak ek myself de mekaar. As jy 483 vat en jy trek 457 af, dan kom jy by 26. Maak dit sin? Die wiskunde. So, dan dink jy moet 26 na Christus wees, maar onthou daar's nie 'n jaar 0 nie, so dan skuif dit 1 aan. Dis hoekom dit 27 is. Is van herfs? Ja, maar daar's ook nie 'n jaar 0. Kyk, as ons die vorige skyfie het, dan sien ons hierso dis van herfs, soos jy sê, en dan hardloop hy hier ook weer tot by herfs waar Jesus gedoop is. Kyk, Jesus is gedoop in herfs en daai dekreet was ook in herfs. So dis actually nogal baie presies. Is ten minste dieselfde seisoen. Ja. Goed. Net interessantheid, Jesus is gedoop in herfs en hy is in die lente gekruisig, presies 3,5 jaar later. Is dit nie interessant nie? Presies 3,5 jaar later. So hy's in herfs gedoop en toe in die lente is die Pasga maal is in die lente. Onthou dis nou noordelike halfrond. So dis nou lente is nou is herfs en dan in Maart, April is dan nou hulle lente. Daar is hy. Goed. Enige vrae? Baie dankie tog, daar is nie vrae nie. Okay. Kom ons bid saam. Liewe Heer, ons kom na U toe, waar as U woord oopmaak, wil ek graag hê dat U woord met ons sal praat vanaand. Soos ons in 'n vroeë lesing gesien het, moet ons vra vir U Gees om ons te lei, want U Gees sal ons in die waarheid lei, volgens U belofte. Ek vra dat U ons sal dan lei, soos U dit dan goeddink. In Jesus naam, amen. Die draak teenoor die vrou. Openbaring 12, vers 1. En 'n groot teken het in die hemel verskyn. 'n Vrou wat met die son bekleed was en die maan was onder haar voete en op haar hoof 'n kroon met 12 sterre. Nou gaan ons die Bybel vra om hierdie vers vir ons duideliker te maak. Onthou, Openbaring is vol simbole en hy word verklaar deur die res van die Bybel, want hierdie boek is 404 verse en 278 daarvan, 2/3 van hom is in die Ou Testament, 276, 208, daar's net 2 wat in die Nuwe Testament alleen is, maar die res van die Bybel verklaar vir ons Openbaring. En as ons kyk na Openbaring 1 in Engels sê dit, and it was signified. Dit beteken is 'n prent, signified, dit is soos 'n tekening vir ons gegee. Goed, kom ons kyk wat beteken vrou dan. 2 Korintiërs 11 vers 2 in simbole in die Bybel. Want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloersheid. Want ek, hoofletter,
het julle aan een man verbind. Net sê, Jesus is 100% mens en hy is 100% God. Ek gaan dit weer sê. Jesus is 100% mens en 100% God. Party verse verwys na Jesus se godheid en ander verwys na Jesus se menslikheid. So ons moet dit onthou. Ek het julle aan een man, hoofletter man, verbind, om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. So wat is 'n vrou? Ons is sy bruid. Ons is sy vrou. Nou daarteen is daar wel, wat ons volgende week gaan hanteer, is daar 'n valse vrou, wat die Bybel noem die hoervrou. Verskoon die woorde, maar dis wat die Bybel dit noem, die hoervrou. En sy het baie dogters. So ons het 'n ware Christendom, noem dit 'n kerk. Ek wil nie sê denominasie nie, ek sê kerk, want God se kinders is baie plekke, maar ons het 'n kerk, ons het 'n ware verhaal, ware godsdiens vir God, en dan kom ons noem dit die skynheiliges. So ons het die heiliges in kerk en die skynheiliges. Maar ons het dan die valse vrou of die hoervrou, gaan ons sien is baie pertinent, daar is 'n baie sterk koppeling aan wie dit is, sal ons maandag aansien, maar dan is daar ook baie dogters. So daar vanaand kyk ons na die maagd, die rein vrou. Wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. So, met die son bekleed, wat kan dit beteken? Johannes 8 vers 12. En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Nou wat is ons lig vandag? Die son. Okay, vandag is verkeerde woord. Vannag. Nee, môre, as dit dag is. Dan is dit die son. Die son is die lig. So hierdie simbool gaan deur van, nou sê God, Jesus sê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Julle kan Malagi 4 vers 2 ook gaan lees, net as julle dit wou bylas. So in ander woorde, Jesus sê baie duidelik, wie is die lig? Wie is die son bekleed? Ons is met Christus bekleed. Ons is met Christus bekleed. Onthou jy, Adam en Eva was met die velle bekleed van die lam, wat vooruitgewys het na die lam van God. Hoor jy, die simbool gaan pragtig deur tot die einde van die Bybel. In ander woorde, in die begin is ons met die lammetjie geslag, en daar het vooruitgewys na Jesus wat vir ons sou sterf, en ons het sy geregtigheid, en op die einde, toe hy gekruisig, en van toe af is dit meer nodig vir die lammetjie nie, nou is ons met hom bekleed. Maak dit sin? Die simbool hardloop dwars deur. My volk sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie. Nou wat is duisternis? Dis die afwesigheid van lig. Gaan sit in 'n donker kamer en sit jou selfoon af. Blaas die kers uit. As die lig weg en dan is daar's daar duisternis. Maar duisternis kan nie, wat is duisternis? Dis regtig net, kan jy dit meet? Nee, dis net die absence of light. Daar is net nie, die is afwesig, lig is net nie daar nie. So ons kan nie duisternis weerkaats nie, kan ons? Nee, jy kan niks weerkaats nie, want jy weerkaats wat? 'n lig weerkaats jy. 'n lig weerkaats jy. So in ander woorde, kom ons lees dit weer. Nou gaan jy stilletjie sin maak. En 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat bekleed met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete. Hier is daai simbool van weerkaatsing, né? Ons is nie die lig nie. Hoor nou mooi. Niemand van ons is die lig nie. Ons weerkaats die lig. Goed, Jesus het gesê ons is die lig van die wêreld, maar as jy nou daai skildery verder inkleer, dan kom jy agter waar kom hy lig vandaan? Waar is die Eskom van daai lig? Jesus. En dan word die lig is nie uit onsself nie, die lig, ons weerkaats hom. Hy is die lig van die wêreld en ons weerkaats hom.
En die maan was onder die voete en haar hoof 'n kroon van 12 sterre. 12 sterre. Wat terug natuurlik verwys na 12 apostels en die 12 stamme. Baie simbolies. En nou wil ek iets anders vir julle baie duideliker wil ek dit maak. Johannes 1 vers 5. 1 Johannes 1 vers 5. God is lig en geen duisternis is in hom nie. Ek wil net hê julle moet mooi hoor daai woordjie geen. Want partykeer in ons wêreld waar alles so relatief raak, het die woord geen betekenis nie. Geen raak miskien. As ek vir my kind sê, ek het geen geld nie, dan sê sy, pappa het dalk nie geld nie. Miskien. Daar's nog 'n moontlikheid. Met ander woorde, die woord geen het sy betekenis so bietjie, het dit vervlou geraak. Maar wanneer die woord geen in die Bybel kom, dan beteken dit niks, nada, geen. Ek weet nie, niks. God is lig en geen duisternis is in hom nie. Ek wil hê julle moet dit besef. Daar is nie 'n bietjie evil in God nie. Hy is nie 'n narcissist nie. Hy het niks van dit in hom nie. Want die Here is goed. Sy goede, Psalm 100 vers 5. Want die Here is goed, sy goedertierenheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Ons het gelees 'n vorige aand dat God is vandag, môre en altyd dieselfde. Hy verander nie. Hy is liefde. Hy is liefde. God is lig. God is net goed. En daar's 'n rede hoekom ek dit beklemtoon. En nou kom ons by die draak. Vers 3, Openbaring 12 vers 3. En 'n ander teken het in die hemel verskyn en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings en op sy kop 7 krone. Okay, die 7 koppe en 10 horings, daai gaan ons maandag aand hanteer. Kom ons kyk, wie is hierdie groot vuurrooi draak? En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word die duiwel en Satan. Kan dit duideliker wees? Maak die Bybel homself, verklaar homself, wat die hele wêreld verlei. O jene, nou is ons al weer op verleiding. Ons het die eerste aand het 'n bietjie gekyk na 'n paar verse, hierso waar nog ene. Ek wil net weer hoor, julle. Daai woord julle, beteken dit, dis net China, of net Rusland, of dis net Amerika, of dis net my bure, dis daai bure, ja, hulle is verlei, nie ek. Wat beteken verlei weer? Weet jy jy's verlei? Nee, party mans wil verlei word, dan weet hy word verlei. Maar Jesus sê dit, wat die hele wêreld verlei. Met ander woorde, die God gee ons 'n waarskuwing en sê, as dit moontlik, Matteus 24 vers 24, as dit moontlik was, tot die uitverkorenes te mislei. Met ander woorde, wie is 'n uitverkorene? Die ene wat hier gaan bestudeer en sê, God, U het beloof, U gaan my in die hele waarheid lei. As jy die waarheid het, kan jy verlei word? Nee. Maar hoe kry ons dit? Bestudering van hierdie woord. Nou ons het mos al die slang gesien. Ons het mos al daai slang oor gepraat. In Genesis 3. Dis waar hy nou vandaan kom. Kom ons lees dit gou hierdie stukkie weer. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? Wat Satan doen, uit dieselfde formule. Man, hy hou van hierdie formule. Sy eerste formule is, hy saai twyfel. Hy saai twyfel.
As jy eers gaan begin twyfel in jou vrou se liefde vir jou, dan moet jy weet waar dit vandaan kom. Dan moet jy weet waar dit vandaan kom. Of andersom, party vrouens glo nie mans ry reg uit huis toe nie. Hulle kyk altyd. Waar ry jy? Waar ry jy? My vrou is daar op my, sy het my op haar trekker storie. Waar ry julle nou? Nou is dit nie sy nie, nou is dit die dogtertjies. Hulle bel my. Pappa, kyk hoe vinnig jy ry. Pappa ry te vinnig. Maar in elk geval, my vrou vertrou my, moenie worry nie. Ek probeer maar net uitwys. Dis die eerste stap. Dis die eerste stap wat Satan gewoonlik doen, is hy het die vermoë om ons eerste te laat twyfel oor God. En wat's volgende? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag jy eet. Maar van die vrug van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Met ander woorde, eers 'n bietjie twyfel, volgende gooi hy die leuen. Wow! Eerste leuen wat sy in haar lewe hoor. Eerste leuen wat sy hoor. Sy het nog nooit iemand gehoor jok nie. Dis die eerste keer waar daar hierdie disconnect in haar kop plaasvind van, God het gesê, maar hy sê, nou wat nou, wie vertrou ek? Toe sê die slang vir haar, julle sal gewis nie sterwe nie. Hy sê dit tot nou toe. Nee, ons gaan reïnkarneer in ietsie anders in. Maar God weet, dat as julle daarvan eet, sal julle oë oopgaan, sodat julle soos God sal wees. Soos God sal wees. Hier gee hy ietsie. Hier gee hy iets van sy karakter weg. Deur goed en kwaad te ken. Goed en kwaad te ken. So hier is nou waarheid en valsheid gemeng. Weet ons nou 'n bietjie van die kwaad? Ja. Is ons nou God? Nee. Ons is nog ver van dit. Volgens Taoïstiese en New Age denke, is die yin-yang nie goed of kwaad nie. Hoe meng hy die goed nou? Hoe meng hy jou sondige karakter nou soveel so, jou gedagtes van goed en sleg, so meng hy so de mekaar, hy verwar ons so, dat ons nader dink, my natuur is sommer net goed. Wat ek doen is reg. Wat ek wil doen, kan ek maar doen. Donker is nie boos nie. Ja. En lig is nie altyd goed nie. Hoe maak hy alles, hoe maak hy die New Age ons koppe bietjie de mekaar? As jy 'n film kyk, dan sê hulle altyd, follow your dreams, do like you want, doen net wat jy wil. Soos Nike, just do it. Ons sien nie die New Age konsep, sien ons oral oor. Hulle is eenvoudig deel van die natuurlike orde. Met ander woorde, goed en sleg dis nie boos nie, dis nie goed nie, dis maar net wie jy is. Bly aan, wees soos jy is. Wanneer balans versteur word, ontstaan disharmonie, sê hulle. Dit is my harmonie uit. Ek beter gaan yin-yang hierso. En dit kan tot lyding lei, maar nie noodwendig tot sonde, soos in Christelike denke nie. So in ander woorde, sonde, nee. Wat die natuur wil hê, doen dit. Ek geniet dit, wat die natuur sê. Wat daai hart sê, wat die Bybel sê, is wat God se wil soek, sê hulle nee. So die duiwel kom in. Maar God weet, dat as julle daarvan eet, sal julle oë oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Hy meng hierdie verhaal in. Hierdie siening maak 'n ruimte om jou sondige natuur, wat jy geërf het by Adam, as normaal te sien. Jou gewete word nou gesis. Do what thou wilt. Aleister Crowley. Hy's 'n baie donker man gewees. Hy was 'n satanis en hy was so amper baie keer gesien as die vader van New Age en so aan. En hulle het baie by hom gevat. En baie van die media vandag in Hollywood kom van sy denke af. Dis 'n donker kant.
So hierdie hele konsep van Satan word pragtig in hierdie beeld uitgebeeld. Van alles wat goed is, het so 'n bietjie sleg in, en alles wat sleg is, het so 'n bietjie goed in, en dis wie jy is. Alles daai. Dis wie jy is. Dis die Satan se misleidende verhaal wat hy vandag op die tafel promoveer vir ons. Ek het 'n vriend wat saam met my groot geword het. Sy ouers is godvreesende mense, baie godvreesende mense. En hy het groot geword in 'n Christelike milieu en regtig sterk, hy het die Bybel geken en ek en hy het games gespeel. Ek was so net so, eers het ek BC rekenaarwetenskap geswat by Tikkies en hy was saam met my op universiteit. En ons het saam lekker games gespeel en ons het allerhande goeters en dan het jy Magic gecast en man, dis amper so World of Warcraft se voorgangers wat ons gespeel het. En ek speel hierdie speletjie maar my gewete pla my. Ek weet nie of julle al 'n speletjie gespeel het maar jou gewete pla jou want jy glo nie aan hierdie demoniese goede wat ek jy aanvang nie, maar jong, jy skiet hierdie draak in sy kanonne. Jy voel nou sterk. En ons speel hierdie speletjie en ons het ook 'n ander Necromunda gespeel. Dis nou waar jy fisiese mannetjies het, sulke staalmannetjies en jy so 'n dik boek met reëls en dan het jy dices wat jy gooi. Okay, dis nou nie toekoms kyk nie. Dis nou net skiet jy mekaar raak of nie met sulke dices wat 6 kante of 12 kante het. En ons speel nou hierdie speletjie om later uit te vind Necromunda beteken iets van die dood, die doderyk se game. En ek speel hierdie speletjie en hierdie nou 'n jaar of 2 wat ons so saam speel geleen en sê hy vir my eendag, jy weet, en ons praat so 'n bietjie oor dieper goeters en hy sê vir my, jy weet God is goed en sleg. Ek sê vir hom wat? Hy sê vir my, God is goed en hy het so 'n bietjie, weet hy kry jou so 'n bietjie terug, jy weet, hy is so 'n bietjie sleg in hom. Ek sê vir hom, nee broer, dis yin yang. Ek sê vir hom, dis daai yin yang. Ek sê vir hom, jy kan nie goed glo nie. Waar kom jy aan dit? Soos ek in die games ingaan, kom ek agter, maar dis wat hulle heeltyd in die speletjie vir jou wys. Dis wat jy speel, ek onthou ek het Boulder Dash, in elk geval, ek het 'n game gespeel, waar jy nie weet wie jy is nie, dan loop jy so rond en na 3 maande se spel, dan kom jy agter jy is Baal se seun. Dis nou wie jy is, afgodsoekend. En alles wat hulle jou leer terwyl jy speel, is alles met die okkulte te doen. Elke ding het met die okkulte te doen. Hoe verder jy gaan in hierdie spel in, is dit al hoe meer okkulte en al hoe meer rituele wat jy eintlik deurgaan, maar jy besef dit nie. Dis alles okkulte wat jou intrek. Vandag is hy 'n new ager, my goeie vriend. Hy het nie geweet nie toe hy begin games speel, het hy ingeskryf by die okkulte skool. Jy besef nie waarin jy inloop nie. En tot ek die game gespeel het wat sy naam Magic was, toe klik ek. Wat maak jy? Ek is besig om 'n engel Gabriël te vat en 'n demoon te skiet in die game. Dis wat ek besig was om te doen. En toe klik ek, maar hierdie kan nie reg wees nie. Hier's iets fout. En ek het my games gedelete. En ek het weggestap daarvan. Ek wil net vir julle probeer sê is dat hierdie verhaal is oral om ons. Die feit dat die duiwel daar is en hy besig om die leuen te verkoop, hy maak eers jou dat jy nie seker is nie. Hy maak eers vir jou, hy begin jou met 'n baie eenvoudige speletjie en dan vat hy jou verder en dan vat hy jou bietjie verder en op die einde en dan is hy besig om demone te skiet met Gabriël hier langs jou. Ek weet nie wat's volgende nie, ek het nou maar daar gestop. En so is dit met elke ding in ons lewe. Ons begin altyd met 'n drankie van 1%. En dan word hy 2%. En dan word hy 5 en dan word hy 10 en dan hooplik hou jy ergens op. Anders te verwoes hy jou en jou hele gesin.
So is dit met enige ding in hierdie lewe wat die Satan daar vir ons stel en ons justify het op 'n manier. Net soos Eva, ons is Eva se kind. Tot jy jou hart vir wie gaan gee. Tot jou hart vir iemand wat jou kan herskape gee. Laat hierdie ons basis bly. En besef, God is net goed. Hy's lig. Waar kom die duiwel vandaan? Kom ons gaan 'n bietjie met die duiwel, ekskuus, ek wil net die prentjie gou. Ons is besig om in te kleer. So ons weet die duiwel, hy het die vermoë, ons is besig om daai skildery in te kleer van al die verse wat hierdie skildery gaan maak en ons besef, okay, hy gebruik verwarring. Hy maak alles grys areas. Alles is grys. Jy weet nie lekker nie. En dan kom hy met die slag en hy begin jou al meer indoktrineer tot op 'n punt waar jy, ja, gee my daai appel man, ek wil hom eet, ek wil nou weet wat hier aangaan. Ekskuus, ek kon nie eers lees hierso. Waar kom hy vandaan? Ek wil net vir julle sê, die feit dat die boom van die lewe en boom van goed en kwaad in die tuin van Eden is, beteken vir ons Satan se val, en Satan was al van die tyd van Eden daar, maar dit moes vroeër gebeur het, voor die aarde se bestaan. Dit moes vroeër gebeur het. Want dit was klaar daar met die skepping, was die boom klaar geskep en hy's daar, vir jou vir 'n keuse. Gaan ek Satan kies of nie? So Satan moes klaar van Lucifer, die môrester verander het na Satan toe. Maar kom ons lees. Kolossense 1:16. Want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye, en owerhede en magte en dinge, is deur hom, tot hom geskape. Het Jesus die duiwel ook gemaak? Ja. Maar ons gesien, hy het hom nie gemaak vol sonde nie. Hy het hom pragtig gemaak, ons gaan nog lees. Hy het self geval. Jesegiel 28:13. Jy was in Eden, die tuin van God. Allerhande edelgesteentes was jou bedekking, karnieul, topaas en jaspis en krisoliet en onyx en sardonyx en safier en karbonkel. Ek het gedink karbonkel is iemand my op die kop staan. In ieder geval, smarag en van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou. Op die dag toe jy geskape is hulle berei. Dis daaronder as julle dit nou nie kan sien nie. Jesegiel 28:14. Jy was 'n gerub, een van die hoofengele, met uitgesprekte vlerke wat beskud, en ek, hoofletter, het jou gestel op die heilige berg. Dis waar God is by sy troon. 'n God was jy. Jy het gewandel tussen vuurige gesteentes. Ek wil net vir julle sê, ek lees uit die oudste boek ter wêreld. Nog steeds die topvoeke, ek lees uit hom, die een wat langs jou bed lê. Jy was 'n volkome in jou weë, van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind was. Hy was volkome geskape. Dit was 'n pragtige wese, 'n pragtige een wat geskyn het. Ander verse sê vir ons, hy het gesing pragtig. En wat het nou gebeur? Daar het ongeregtigheid. Waar het begin? By hom. Hy is die vader daarvan. Weens jou grootheid van jou koophandel. Hy was 'n salesman, my maat, hy kon verkoop. Né? Ek weet nie of julle al met 'n sonde geworstel het nie, 'n versoeking. Dis nogal 'n ding, né? Om met daai enetjie te stry. Ek wil net vir jou sê, moenie stry nie, gee net oor aan die Here. Hy wen. Kyk, hy weet hoe om te wen. Hy weet hoe om te wen. Het hulle jou die binneste met jou geweld gevul. Met ander woorde, die koophandel het hulle jou binneste met geweld gevul. So uit geweld. Geweld het by hom begin. Daar was nie geweld in die hemel nie. Daar was nie hierdie valse verkoopverhale in die hemel nie. En jy het gesondig. Hy het begin met sonde. Daarom het ek jou as onheilige van die Godeberg afgedrywe. Met ander woorde, God het vir hom gesê, meneer Gerub, weg is jy. Jy kan nie meer hier wees nie. Hy het hom afgedrywe.
en ek het jou tussen die vurige gesteentes uit vernietig, o Gerub wat beskik. Vers 17. Hoogmoedig. Hoogmoed is daai kwaad. Ek gaan beter as daai wees. Ek wil beter as daai wees. Daai hoogmoed. Hoekom? Okay, kom ons los daai ding. Hoogmoed het jou hart geword oor jou skoonheid. Het julle geweet 'n vrou wat baie mooi is, het 'n versoeking wat 'n vrou wat minder mooi is het. Sy kan hoogmoedig word. 'n Vrou se skoonheid vir my is soos 'n man se double cab Ford bakkie, ja? Of wat is julle se, ekskuus, dalk nie Ford nie, nee. Dalk 'n Toyota ene. Of 'n BYD of iets soos dit. In ander woorde, wat kan jou laat beter voel as die man langs jou? Die hoogmoed. Waar kom dit vandaan? Jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp. Die volgende 2 verse sal ons 'n ander aand met hanteer. Dis hoe God Satan op die einde gaan verteer en verwoes. So Satan is die skepper van ongeregtigheid, geweld, hoogmoed. Kom ons lees 'n bietjie verder. Hoe het jy uit die hemel geval, o môre ster, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergewerp? Hy was 'n pragtige wese. Hy was soos die môre ster ook genoem. Daar noem die Bybel hom ook 'n môre ster. Sterre is 'n simbool van engele in die Bybel, net so tussen ons. Daar sien ons dit weer eens. Hoe lê jy teen die aarde neergewerp, oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God. Hier is die kraks van die verhaal. Hier is die kraks van Satan se doel nog altyd. Wat wou hy doen? Hier is die middelpunt van sy hart wat ontbloot word vir ons as mensdom. Daai geheim van die diepste van daai demoniese Satan. Wat is daar binne? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van die samekoms van die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die allerhoogste. Dis Satan se probleem. Hy wil God wees, nie net in jou lewe nie, maar in die heelal. En dan sê Jesus hierso. Julle het die duiwel as die vader, hy praat met die fariseërs hierso. Hy's tog al reguit, né? Julle het die duiwel as vader. En die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af. Wat is sy doel met jou? Hy wil jou verwoes. Hy het my daai game in my lewe ingebring om my te verwoes. Dit was sy doel. Hy het een doel voor oor. Hy wil jou verhouding verwoes. Hy wil jou huwelik verwoes. Hoe ver sal Satan gaan om ons te mislei? En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Hy maak asof hy van Jesus af is. Hy maak asof hy fantasties is. Hy is te bly om te sien, ons teken hom altyd as hy die mannetjie met die 2 horings in rooi gewaad met 'n stertjie. Okay, die Bybel maak hom ook 'n draak. Maar hoe sê hy hierso? Wat maak die Bybel sê vir ons? Hy is nie net 'n draak nie. Hy verander homself asof hy van Jesus af is. Dis harde woorde.
Dis niks besonders nie wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van nie geregtigheid. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. En dan het hy nog 'n mag. Sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het, dis die duiwel. Wie die sleutel van die dood gehad? Wie wat die mag oor die dood? Die duiwel. Hy het dit gehad, hy het mag oor die dood gehad. Maar wie dit kom vat by hom? Jesus het. OK, so hier het ons 'n lys van die duiwel. Hy het ongeregtigheid begin, daar korte D, ekskuus, geweld, hoogmoed, vader van leuns, mensemoordenaar van die begin af, verleier, en mag oor die dood. Dis hoe die duiwel, Bybel, die duiwel beskryf. Dit is my laaste deel van vanaand se lesing. Tweede laaste, ekskuus. Is die duiwel alleen? Staan hy alleen in hierdie wêreld? Staan hy alleen? Nee. En sy ster het 1/3 van die sterre van die hemel neergewerp en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, dis toe Jesus gebore is, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. Het dit waar geword? Ja, onthou julle, Herodes het probeer om al die babietjies dood te maak. Dis presies in daai tyd. En daar het oorlog in die hemel gekom en Michael en sy engele, is God, dis die generaal van die hemel, en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer. Onthou toe Jesus die demone en die uitgejaag het, uit die duiwels uitgejaag het, uit die besetene mense. Dis nie dat die Satan in elkeen was nie, dis sy trawante, dis sy demoniese engele. So as dit spook in jou huis, OK, kan daar 'n ou huis wees wat net kraak. Dit het ons ook. Maar party mense praat van hulle word vasgedruk in die bed. Vat daai dream wishers uit jou huis uit. Daai goed is direk aan Satan gekoppel. Vat al daai afgode uit jou huis uit, maak jou huis skoon, kry daai goed uit jou lewe uit. Moenie 'n deurtjie vir hom ooplos nie. Want hy het honderde demone wat bord rondloop. Dis wat vir my voel. Hulle maak net nonsens droog. En hulle wil die huwelike verbreek. Hulle wil alles verbreek. Hierso, kyk wat staan in Judas 1 vers 6. En die engele wat hulle eie beginsels nie bewaar het nie, maar hul eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeye onder die duisternis bewaar. Lukas 10 vers 18, toe sê hy, Jesus, ek het die Jesus bygesit, dat julle net weet, natuurlik hy is hoofletter, vir hulle, ek het die Satan, dis die Bybel wat ons daar sê, soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Soos die straal, wanneer het dit gebeur? Ons het net gesien hoe God hom van die Godeberg afgejaag het, toe hy nie meer gepas kan wees om saam met hom te regeer nie. Toe ongeregtigheid in hom gevind was, toe hy met sy koophandel 1/3 van die engele oortuig het om saam met hom te gaan, toe jaag God hom van die Godeberg af weg, van die troon. En toe, in konteks sien ons net hierso, toe Jesus daar is, toe sê, ek sien Satan van die hemel val na die aarde. Nou sien ons, okay, hy's van die Godeberg af vir 'n tyd. Nou sien ons, okay, hy's nog in die hemel, hy's nog net weg van die troonkamer af. Dis die 1 vers sê dit. Maar nou sien ons, nee, hy's van die hemel af aarde toe. Hy's nou aarde toe gevat. Dis wat daai vers sê. So ons sien in Job, sien ons dat hy het nog op 'n stadium toegang gehad
om met God te praat en te kommunikeer, want hy argumenteer daar met God in Job 1 en 2. Julle onthou dit, né? En maar nou is daar skielik hierso gelyktydig met Jesus op aarde se tyd, het iets gebeur en hy's weggejaag uit die hemel. Hy's aarde toe. Ons gaan nou in ander verse meer duidelikheid hê. Ek wil net hier dan begin daai prent besef dat Jesus dis soos 'n 2-stap verhaal wat gebeur. Openbaring 12 vers 7 tot 9. En daar het oorlog in die hemel gekom. Die verse net voor dit het gepraat van Jesus se geboorte en Jesus se kruisiging. Hy's hemel toe. En nou dieselfde konteks verduidelik nou skielik hierdie verhaal. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak en die draak en sy engele het oorlog gevoer. Vers 8. En hulle kon nie oorwin nie. Dis nou die duiwel. En hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. So nou is hy weg uit die hemel uit. En die groot draak is neergewerp. Die ou slang wat genoem word die duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op waar is hy nou? Waar is hy nou? Is hy nog in die hemel? Nee, die duiwel is waar? Op die aarde. Daar staan dit. Neergewerp op die aarde. En sy engele is saam met hom neergewerp. So wie is hy op aarde? 'n hele spul duiwels. Jesaja 14 vers 12 sê, hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad? Ons het net gelees, ook uit die hemel geval. Maar hoekom het hy geval? Hy het, onthou hy het, 'n vorige lesing het ek vir julle gewys, hy het gesê, luister ouens, luister God, niemand kan u gebooie onderhou, want hy het nie. Toe sê hy, niemand kan dit regkry. Dis te hard, dis te swaar. Niemand kan dit regkry. Geen mens kan dit regkry nie. En toe kom Jesus en hy doen dit. En toe, kom ons lees Johannes 12 vers 31. Hou daai gedagte. Nou, hoor jy wat Jesus nou hier sê? Nou is die oordeel van hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. Nou, terwyl Jesus op aarde was, sal die owerste van hierdie wêreld, dis nou die duiwel, weggedrywe word. In ander woorde, buitentoe gedryf word. So wanneer dit gebeur? Toe Jesus op aarde was. Nou is die tyd gewees wat die duiwel weggedrywe word. En as ek wanneer gebeur dit, sê Jesus hierso, volgende versie. En as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek, en dit het hy gesê, om aan te dui hoe danige dood hy sou sterwe. So hier by die kruisiging, wanneer hy toe verhoog word op daai kruis, gaan almal na hom toe getrek word, en so gaan ons weggetrek word van wat af? Van die owerste van die duiwel. Van die duiwel af weg na wie toe? Na Christus toe. So met ander woorde, soos Christus verhoog word, soos ons besef, maar hy het vir ons die prys betaal, deur hom kan ons 'n ewige lewe hê, deur hom kan ons oorwinning oor ons sondes kry. Deur dit word ons na Christus toe getrek, en soos ons na Christus toe getrek word, gaan ons weg van wie af? Van die duiwel af. En dis dan, in daai tyd, wat hy buitentoe gedryf sal word. Wie? Die duiwel. Dis daardie tyd, en dis presies in daai plek waar dit op Openbaring 12 ook van praat van, hy het sy oorlog verloor. Hy het sy oorlog verloor, waar het hy sy oorlog verloor? Op die kruis. Hy het vir die heelal gewys, wat eintlik in sy hart is. Wat ons geneete gelees het vir julle in Esegiel, hy wil homself verhef en gelykstel met die Allerhoogste. Dis wat hy eintlik wil doen. Hy is anti-Christus. Hy wil eintlik in sy plek wees. Hy wil eintlik op die einde gewys, ek sal die seun van God, die skepper van alles, skepper van julle almal in die heelal, van almal op die aarde. Ek wil hom dood hê. Ek wil in sy plek wees.
Hy was ontbloot. Hy het sy oorlog verloor. Ek wil graag vir julle lees, nou is ek op die einde. Ek wil graag vir julle lees hoe die skrywer dit stel. Sataniese magte het met bose mense aangesnoer om die volk te laat glo dat Christus die hoof van die sondaars was en hom die voorwerp van veragting te maak. Diegene wat met Christus gespot het, terwyl hy aan die kruis gehang het, was deurdrenk met die gees van die eerste groot rebel, van die duiwel, met ander woorde. Hy het hulle met vuil en veragtelike woorde besiel. Hy het hulle met bespottings besiel. Maar dit alles het hom niks gebaat nie. Onthou julle hoe het hy vir Judas Iskariot sy hart oortuig om met hierdie verhaal op te begin. Sou daar een sonde in Christus gevind kon word, as hy een keer geval het, sou hy in net een opsig aan Satan toegegee het, om die verskriklike marteling vry te spring, dan sou die vyand van God en die mens geseëvier het. Christus het sy hoof gebuig en gesterf, maar hy het aan sy geloof en sy onderwerping aan God vasgehou. Openbaring 12 vers 10. Toe het ek 'n groot stem in die hemel hoor sê, groot stem die hemel sê, nou is die heil en die krag en die koningskap en die eiendom van ons God geword, en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeder is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor ons God dag en nag. Satan het besef dat hy ontmasker is. Sy administrasie is voor die engele en voor die hemel heelal blootgelê. Sy hart is nou oop. Hy het homself as 'n moordenaar geopenbaar. Ekskuus, ek maak stukfoute daar, dit is nie homself. Deur die bloed van die seun van God te vergiet, het hy homself van die empatie van die hemelse wesens ontwortel. Hy wat Satan is, het sy oorlog verloor op die kruis. Die dag toe hy gaan hierdie mens Jesus kan dryf tot waar hy ingee en tot waar hy dood is. Hy het so lekker gekry. Ek dink die demone het party gehou daai tyd toe hy dood is. En toe besef hulle, hy gaan opstaan. En hulle het besef, hulle is vir ewig verloor. Aan wie se kant wil jy wees, is die vraag. Aan die duiwel of aan die Here? En hulle het hom oorwin deur die bloed. Hoe gaan ons oorwin? Deur die bloed. Ons kan die duiwel oorwin. Nie uit onsself nie, maar deur Christus. As die duiwel jou tuister in jou huis, bid tot Jesus. Moenie hom gaan jaag nie. Hy gaan nie vir jou luister nie. Hy gaan jou uitlag. Bid net en sing tot die Here. Daarom wees verheug, o hemele, en die wat daarin woon. Maar wat? So die hemel is so bly, want die ou duiwel is weg. Maar wat? Wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg, wat die seentjie gebaar het. Hoe nader jy aan die Here kom, hoe meer gaan die duiwel jou probeer vernietig. Hoor my. Hoe nader jy aan die Here kom, hoe meer gaan hy probeer om jou, alles van jou, en elke keer wanneer jy in daardie moeilike situasie kom, draai na wat toe? Onthou dit,
jy kan hierdie probleem deur die bloed oorwin. En dit is deur, Here, ek bid u bloed oor ons. Ek smeek asseblief, vergewe my sondes, maak my skoon, dat ek onder u beskerming kan staan. Maar die twee vlerke van die groot arend, hier's baie simboliek. Ons gaan daarna nog kyk volgende week. Groot arend is aan die vrou gegee sodat sy na die woestyn na haar plek kon vlug, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word tye en 'n halwe tyd. Daai tye en 'n halwe tyd is dieselfde as 1260 jaar, 42 maande, maar dit sien ons volgende week. Die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi om haar te laat wegvoer deur die rivier. En die aarde het die vrou te hulp gekom. Dit doen ons volgende week Woensdag. Vers 17 waar is die laaste vers van die stuk. En die draak was vertorend op wie? Op die vrou. Waar wil die Satan die hardste veg? In die kerk? Of by Lost City? Ek nie die Valley of the Waves nie, ek praat nou maar net van die dobbelhuis. Waar wil hy die hardste werk? Wat staan daar? In die kerk. Hy gooi die onkruid in die kerk in, soos Jesus dit verduidelik het. En die draak was vertorend op die vrou en het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomlinge, wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Die gebooie van Christus. Hoekom sê die Bybel die gebooie van Christus bewaar? Want die Here het gesê, wanneer jy verlos word, sal ek jou kliphart uithaal, ek sal vir jou hart van vlees gee. Ek sal my gebooie op jou hart skrywe. Jy doen nie die gebooie om gered te word nie. Jy doen nie, hoor my mooi. Jy doen nie die gebooie om gered te word nie. Maar jy doen die gebooie omdat jy gered is. Ander vers sê, ek onderhou die gebooie omdat ek lief is vir Christus. As jy my lief het, onderhou my gebooie. Met ander woorde, dis 'n uitvloeisel van liefde. Dit maak sin, heeltemal. As jy lief is vir iemand, dan gaan jy nie sy goed steel nie. As jy lief is vir iemand, dan gaan jy haar nie verneek nie. As jy lief is vir iemand, gaan jy nie sy voor begeer nie. As jy lief is vir iemand, dan gaan jy nie hom doodmaak nie. As jy lief is vir jou ouers, dan sal jy hom of haar eer. Daar is nie 'n voorwaarde nie, dis partykeer moeilik, né? En natuurlik die eerste 4. Geen ander gode. Moenie my naam uitelik gebruik nie. En wat is die derde een? Moenie buig nie. En dan die laaste ene, 4de ene, hou die Sabbat. Spandeer tyd met hom. Gaan jy met God wil tyd spandeer as jy lief is vir hom? Ja. Ja. So hy het sy oorlog teen wie? Die wat die gebooie bewaar. Dit staan daar in Openbaring 12 vers 17 en die getuienis van Jesus Christus hou. Mag ons weet, die Satan loop rond soos 'n brullende leeu. En hy wil graag jou verskeer. Maar raai wat? Hy's klaar oorwin. Jesus het hom klaar oorwin. Jy kan net aan Christus en sy bloed vashou en jy het niks om voor bang te wees nie. Kan ek julle 'n laaste storie vertel? Ek is 'n programmeerder en ek werk vir Outsurance. En dis nou klompie jare voor ek teologie gaan swat het, klompie jare terug. En ek het toe nog net my BSc rekenaarwetenskap en ek begin lekker werk en ek gaan en ons het toe nou daai stadium met Outsurance en Egoli 'n ding aan die gang. En ek is toe nou weg as die programmeerder wat saam met hulle moet werk met die hele bemarkingsveld tog verhaal. En ons het apps en probeer almal inskryf om versekering en die lang storie kort, ek's in 'n B&B daar in die Kaap, naby Parel.
En ek's in 'n kamer en ek raak vriende met die bestuurder, die vrou. En sy sê vir my, man, kan jy glo hier's mense wat in hierdie kamer is en hulle sê hierdie kamer spook. Ek sê vir haar, wat spook? Whatever. Spook, never. Sy sê, o, plaas spook aan jou nie. Ek sê, nee, daar is nie manier nie. Sy sê, nee, maar fantasties. Kan jy asseblief in hierdie kamer intrek en dan kan ek hierdie mense uittrek na jou kamer toe? Ek sê, geen probleem. Geen probleem. En ek trek daar in die kamer in en ek lê die aand en ek kyk 'n film. En die film pla my gewete. Ek weet nie of almal se gewete hulle pla soos my pla partykeer. En die gewete pla my want al die 10 gebooie is en hierdie ding al verbreek. En ek kyk hierdie Hollywood verhaaltjie. Ek kan nie eens onthou wat die film se naam of enigiets wat gebeur nie, maar ek onthou net ek weet hierdie ding het my verskriklik geplaag. Ek het kyk en ek voel vreeslik skuldig. Nou, en is hier by 11:30 se kant en ek sit die TV af. En as jy die TV afsit, is dit nou 'n bietjie donker, maar hy's lig wat inskyn in die kamer in. En ek lê daar op die bed en film maal in my kop. En ek kyk so regs en daar's 'n portret aan die regterkant daar op die ding. Maar hierdie portret, hy loer vir my. Nou kyk ek so en dan loer ek so terug. Dink jy ene. Loer ek kyk nee, ek verbeel my seker nou volgende oomblik druk daai ding my vas in die bed. Ek word daar vasgedruk in daai bed. Ek kry nie asem nie. Ek kan nie iets sê nie. Ek wil toe nou sê in die naam van die Here, red my Jesus. Ek wil net iets sê. En ek sit lê daar in daai bed en ja, ek kry nie beweeg nie. En in my kop roep ek tot God. En ek sê, Here, Jesus, red my asseblief. En toe ek dit sê in my kop, ek het dit nie eens geuiter nie. Weg is die ding. En ek, dankie Jesus. Kyk ek, is hy nog daar? Nee, hy is weg. Dankie. Sit die lig aan. Jo. Dis geen ander portrette nie. Nou as ek sommer lus en draai daai portret om. Sit af en ek slaap. Die Here red ons. Die Here red ons van alle aanvalle, of dit nou 'n fisiese een is en of dit nou 'n versoeking is waarvoor jy so baie al geval het. Vir wie kan jy dit gee? Daar's 'n God in die hemel wat jou kan red. En hy wil. Kom ons bid saam. Liewe Heer, hoeveel keer kan ons goeders doen wat deure oopmaak vir die duiwel in ons lewe, in ons harte, in ons huise, in ons kamers, in ons kerke in. Ek vra dat U ons wysheid sal gee om te besef wat moet ons uit ons lewe kry. En dat ons na U toe sal draai en besef U het hierdie ou duiwel gewen daar by die kruis. En in die skrif het U gesien hoe die duiwel uit die hemel uitval en op die aarde is en weer, en ons weet, daar's verse wat ons later sal hanteer wat wys dat die duiwel 'n einde gaan hê. En weer tans besef ons kan dalk mislei word, ook deur hom, om een of ander iets te doen of iets te glo wat nie Bybels is nie. En ek vra dat U Gees sal stuur. Eerste plek om ons te lei in alle waarheid. En tweede plek om ons huise en families te beskerm van die bose. Dankie my God, dat ons aan U kan vashou. En dat U hoor wanneer ons roep. In Jesus naam. Amen.